saam met my. Get all excited, tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, tell everybody that Jesus Christ is King. Jesus Christ is the King of Kings. Rejoice, you're a child of the King. Rejoice, you're a child of the King. Rejoice, you're a child of the King. Let your hands up high, rejoice in a child of the King. Oh, get excited, tell everybody that Jesus Christ is King. Get excited, tell everybody that Jesus Christ is King. Get excited, tell everybody that Jesus Christ is King. Jesus Christ is the King of Kings. Rejoice, you're a child of the King. Rejoice, you're a child of the King. Rejoice, you're a child of the King. Lift your hands up high, rejoice, you're a child of the King. Dit is een van die mooiste woorde wat geskryf het. Iemand anders geskryf het namens my is God se kind. Dis so mooi en dan kan ons net vanmôre sê amen, Here. Amen daar. Prys God. Geseënd is die mens wat my rondwandel in die weg van die goddelose. Want die lesse kom te luister. Die besindigheid van die sonde. Geseënd is die mens wat onrustig raak in sy God. Die sonde wat met 'n onverdeelde hand die Here dien. Sy behaag in die woord van die Here. Hy bedink dit dag en nag. Daarom hy sy vreugde. Daarin is sy krag. Hy sal wees die woord wat hy die waters toe bestaan. Sy blare is goed, en elke sy soet, en dit wat hy doen, draad en terug, en sê van die Here. Geseënd is die mens wat my rondwandel, die weg van die goddelose, wat nie lesse kom te luister, en sê met my van die sonde. Geseënd is die mens wat onrustig raak, en hy op een God met sonde, wat met 'n onverdeelde hart die Here dien. Sy behaag goed van die Here, hy bedink dit dag en nag. Daar vind hy sy vreugde, daarin is sy krag. Hy sal wees die soort wat hy die waters toe bestaan. Sy blare is goed, en elke sy soet, en dit wat hy doen, draai hy van die sê van die Here. Ja, hy sal wees die woord wat by die waters toe bestaan. Sy blare is goed, en elke sy soet, en dit wat hy doen, draai hy van die sê van die Here. Give God the glory.
Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. Oh, Satan, the blood of Jesus is against you. And we will give God all our praise. Oh, Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. And we will give God, and we will give God, and we will give God all of the praise. Vamos querer a lof. Vader, baie dank. Here. Dat ons U kan aanbid vanmorgen. Dat ons aan U kan brengen lof in eer. Waardig is U. Here, omgaan met de woord. Loof sy heilige naam. Heilig is U.
O waardig is U, o Here. Robonto, Robosie. Waardig, Here, om al die lof van U te bring. O kosbaar is U, o Here. Heilig en al genoegsaam, Here. En al U werk en al U grootheid, Here, wil ons U naam besing vanmorgen. Maar daar is geen ander God soos U nie. Loof U heilige naam. Harte van my hart, neem toch nooit die salven van my hart. U Gees is wat ek soek. Kom vul my net met die krag. Harte van my hart. Harte van my hart, neem toch nooit die salven van my hart. Die Gees is wat ek soek. Kom vul my met die krag. My Gees roep my na U. My hart roep uit na meer en meer van U, opbrand die krag in my. Maak my meer en meer soos U. My Gees roep uit na U. My hart roep uit na meer en meer van U, opbrand die krag in my. Maak my meer en meer soos U. Maak my meer en meer soos U. Oh, halleluja. Halleluja. Terwyl ons oë so gesluit is, terwyl ons so diep insak in die heerlikheid van die Here, terwyl ons vanmôre net sê, Here, ek skaar my by Hom wat heilig en al genoegsaam, alwetend en alwys is. Vanmôre, Here, om so by U te wees, Here, met die sekerheid en die wete, Here, U kragtige, sterke hand is op my skouer, Here. Daarom wil ek bid, Here, terwyl ons in die teenwoordigheid is, maak my meer en meer soos U. Dat ek word gelykstaande aan dit wat die woord verklaar ons moet wees. Laat my word die een wat opgewonde oor die seën en die groot geskenk van die ewige lewe het. Maak my meer en meer opgewonde, Here, om soos U te kan wees. U kind, Here. Die een wat U verlos het. Die een teenoor wie U 'n baie duur prys voorbetaal het. Ons bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Kom ons neem. Prys die naam van die Here. Loof koning Jesus. Ek wil vanmôre met U gesels oor die een wat
die gedagte in die woord van die Here wat ons almal baie goed ken. En dit is toe die Here Jesus langs die strand loop van die see van Galilea, het hy nodig gehad om disippels na hom toe te trek. En sy woorde was, volg my. Volg my. Ons het nou so al vir 2 Dinsdae so 'n bietjie gesels oor die gedagte, die koninkryk van die hemele. En wanneer ons kyk na die koninkryk van die hemele, dan moet ons daaraan dink dat hierdie uitspraak wat Jesus gemaak het, iewerste baie belangrik en sinvol vir ons lewe moet wees. Jesus sê in Matteus 7:21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen, van my Vader wat in die hemele is. Met ander woorde, ons kyk vandag na iets van my kant af. Lekker om baie kere net te sit en luister na die woord, baie keer net om saam te gaan rondom die woord, maar wanneer ons vir 'n oombliekie gaan stil staan en sê, maar Here, wat vra u van my? Dan word dit iets anderste. Ek het Dinsdag die vraag begin vra, is ons gereed om in te gaan in die koninkryk van die hemele? Is ons gereed? En as ons sê ek is gereed, dan sê waaraan het ek my gemeet dat ek gereed is om in die koninkryk van die hemele opgeneem te word, of in die koninkryk van God op aarde tans net te wandel? As ons praat van wat Jesus eintlik bedoel, hy sê, het jy hom aangeneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker? So, dis een van die enigste beste kriterias wat 'n mens kan kry om die hemele van God te betree. Die koninkryk wat hy vir ons daar gemaak het. Is hy jou verlosser? Is hy jou saligmaker? Dis net een van een. Of ja of nee. Ek kan nie nog wonder hieroor nie. Maar daarom wil ek vanmôre 'n ander vraag stel. Is jy gereed om God se seëninge te ontvang? Nou kom ek weer terug. Om God se seëninge te ontvang, as daar iets weer wat ek van my kant af moes gedoen het. Dit is seëninge wat hy beloof het aan diegene wat ywerig en ernstig smag na die woord van die Here, smag na sy teenwoordigheid, smag om te sê, Here, hier is ek, doen met my. Aan die begin van Jesus se bediening het hy gepreek uit Matteus 4 verse 17. En die eerste woorde wat hy daar begin spreek het met hom, en kyk, hier is nog aan die begin van, dit is nog nie die Nuwe Testament, dit is eintlik nog deel van die Ou Testament. Nuwe Testament het gekom waar Jesus gekruisig, gesterwe en opgestaan het. Maar terwyl hy bedien op aarde, het hy gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het nabygekom. Wat beteken dit vir my? Dit beteken net vir my een ding, dat ek staan in die teenwoordigheid van die koninkryk van die hemele. Ek staan in Jesus. Hy het gekom om vir my te kan sê, kom, ek is die een. Daarom kom hy by die bergpredikasie daar in Matteus 5 verse 3 en Jesus noem hierdie kosbare woorde, salig of geseënd of gelukkig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dit begin al hoe nader en nader te kom aan die gedagte dat die Here Jesus sê, het jy dit gedoen? Weet jy nie of het jy nie gehoor? Al daardie dinge begin so 'n bietjie aan my te vat en my nader te trek. Die boodskapper sê vir ons, gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is. As jy nie eers op jou eie missie is nie,
dan is daar eintlik maar min hoop, nee. Min hoop dat die Here tussenin iewerste waar jy kan gaan asemhaal nog vir jou 'n God van naby kan wees. Maar ons groot klem lê hier vanmôre op die gedagte, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Maar soek eers Matteus 6:33. En dit is vir my so interessant dat die woord van die Here is nie net daarom vir jou te sê, kom tot bekering, inkeer en bekeer jou nie. Dit is nie net van wit of swart nie. God wil hê dat ek moet verstaan wat die koninkryk van die hemele bedoel. God wil hê ek moet verstaan wat dit beteken as ek saam met hom wandel, as ek met hom is. Wat gebeur met al die dinge? Die vraag is, as ons dan die koninkryk van God moet soek, is ons gereed om ons weer en alles wat ons in ons lewe doen, dan vir God te gee? Want daar kan nie twee gode regeer nie. Daar kan net een God regeer. So alles wat aan my behoort, moet ek dan vir God gee. Ek moet bereid wees om die Here toe te laat om my lewe oor te neem. Ek moet hom vertrou. Dis 'n ding wat nie baie maklik gebeur nie. Omdat ek baie kere in my eie siviele besigheid geweet het wat ek doen. Hoe ek dit gedoen wil hê. Ek het met graniet gewerk. En graniet vra netheid. Nie afgesloofde werk nie. Nie iets wat net is nie. Iets wat reguit moet wees. Iets wat moet blink. En dan het ek so ingetree, ek moet eintlik ander werk gaan doen, dan staan ek vir hulle so en kyk, ek sê, ek het geïnterfereer. Maar die Here wil hê, wanneer ek in sy koninkryk stap, moet hy in beheer wees. Hy moet alles kan oorneem in jou lewe. En daarom vra die vraag, is jy gereed dat alle beproewinge wat na jou kant toe kom, wat oor jou pad mag kom, kan omgeskakel word in die vreugde en die blydskap wat deur die krag van Jesus Christus vir ons gegee het. Is ons bereid? Is ons gereed om dit te kan doen? My sien en my liewe broer en suster, in die koninkryk van die hemele moet ons eerstens geroep wees. Om daar te wees, moet ons eerstens geroep wees. Ons moet tweedens moet ons reageer op hierdie roepe. So dit is nie net 'n eenman saak en hier sê ek, happy go lucky op my rocking chair, ek is op pad hemel toe nie. Dis nie wat Jesus wil hê nie. Jesus, toe hy daar in die begin met sy disippels soek, toe was daar 'n kriteria wat in hom is. En hoor 'n bietjie baie mooi, en of ek sy disipel, en of ek sy kind is, en of ek wie is, en of ek dalk maar net die een is wat sê, Here, hier is ek, gebruik my. Die Here wil hê, as ek dit verstaan, dan moet ek weet wat dit beteken as ek hand aan hand moet omstap. Dit beteken ek het 'n vol lewe. Dit beteken ek is in Christus Jesus homself. Hy's met my, hy's langs my, hy's bo my, hy's onder my, hy beskerm my. En as ons hierdie dinge nie verstaan nie, is daar so baie dinge in die lewe wat ons mis. En een van die dinge wat ons in oorvloed tans in ons lewe veronderstel is om te hê, is die Heilige Gees. 'n Oorvloed van die Heilige Gees in ons lewe. Hoor wat sê Johannes 1:4, die grootste deel wat ons mis, in hom was lewe. Dink net, ek mis dit. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. Ek wandel nie in duisternis, omdat ek deel geword het van die koninkryk van God nie. Ek is deel daarvan, wat dit vir almal sigbaar is, en wat dit 'n wonderlike geleentheid vir my is, net om te sê, Here,
gebruik my. Hy loop Jesus langs die see van Galilea. En hy begin kyk. Eerste ou wat hy raakloop is vir Petrus en vir Andreas. Wat was hulle besig om te doen? Net in die see te gooi, hulle was besig om vis te vang. Matteus 4 sê vir my, en Jesus sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? Ek wil net vir een ding sê, as ons goddelik ingestel is, as ons Heilige Gees ingesteld is, as ek Jesus Christus my leidsman en my volleinder gemaak het, is niks hiervan onmoontlik nie, om net die nette neer te sit en sê, Here, ek volg u. En verder kry Jesus vir Jakobus en sy broer Johannes, ook besig met visnette, besig om die visnette reg te maak, en Jesus roep hulle ook. Wat het hulle gedoen? Hulle het Jesus gevolg. Hierdie manne wat Jesus geroep het, was nie manne wat rondgelê en niks gedoen het nie. Hulle was besig om hulle daaglikse brood en botter te verdien. Jesus stap 'n bietjie verder, en hy kry vir Nathanael. Hoor wat sê hy vir Nathanael? Hier is waarlik 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog te vind is. Hoe kosbaar, as u en ek daardie woorde moet kry, en Nathanael sê vir hom, Here, hoe ken u my? Die Here sê, ek het jou gesien onder die vye boom. Hoor hierdie gedagtes wat kom, want die ding is nie, u en ek moet in die koninkryk van God beginne wandel. Jesus ken vir my en vir jou deur en deur en deur, net soos wat hy vir Nathanael geken het. En daarom is daar iets wat u en ek oor moet nou dink. Dink, waarom, vra God, moet ek reg wees? Waarom moet ek gereed wees as hy sê, kom, volg my? Johannes 12:26 sê Jesus, as iemand my dien, laat hom my volg. So, maak het sin, dat ons sommer hier van die kantlyn af inspring? Maak het sin dat ons nie moet kwaad wees as Here by jou verbyloop, en dan sê die Here, maar ek ken jou nie. En dan wil jy my disipel wees. Jesus sê, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Hoe kosbaar is dit dan op die einde van die dag om te sê, ek is gebless, ek is een van die geseëndes van die Here. Daarom sê Jesus vir ons, om 'n geseënde te wees, is jy wat as saadkorrel in die grond geval het en gesterf het. En as jy nie gesterf het nie, dan beteken dit jy is alleen. Jy is op jou eie. God is nie daar om jou te kan gebruik nie, maar as jy gesterf het in hierdie hele proses, hoor wat sê die woord, dan sal ek volg. Dan sal ek begin om te bedien. Ek sal begin om myself te gee. Dit is so kosbaar om te weet dat wat dit beteken as God sê, salig. Salig is jy dan. Hoe opgewonde moet elkeen nie wees, want om te kan sê, as ek is geseënd, daarom dra ek vrug, wat by die bekering pas nie. My Here wat ek ken, is in die besigheid om seëninge uit te deel, so ver soos wat hy gaan. Hy vervloek nie. Hy het gesê, ek het gekom om te red en genees en te doop met die Heilige Gees. Ek is nie hier om te vervloek nie. Kan ek dan aanneem
dat hy weet van my en my vyeboom. Kan ek aanneem dat hy weet wat ek daar doen, dat hy sien. Daniel, ek het jou gesien. Ek het jou gesien. Toe God aan Jakob verskyn het, het hy hom geseën. En gesê, Jakob, jy gaan nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. 'n direkte verbintenis wat die Here as gevolg van sy teenwoordigheid met ons het, omdat hy daar is, seën hy. En as ons vandag onder die vyeboom staan, verwag dat hy jou gaan seën. Dieselfde het met Abraham gebeur. Toe die Here hom besoek, seën hy hom. Maar is dit net so dat die Here maar net links en regs seën? Die Here seën met 'n plan vir jou lewe. As ons by die vyeboom is, dan wil die Here vra, is jy getrou in jou wandel? Is jy getrou in jou gehoorsaamheid? En wanneer ons kyk na hierdie dinge, dan vra ek vir Paulus, verduidelik 'n bietjie vir my, wat dit beteken as God jou seën. En Paulus sê vir ons in Efesiërs 3:19, hy sê, as God jou seën, is dit om vervul te kan word tot al die volheid van God. Wat het ons net nou gesing? To be like Jesus. Paulus sê dat God se seën is ver bo alles wat ons kan bid, bo alles wat ons kan dink, volgens die krag wat in my en in jou werk. Hy sê, dis waar ons dit kan meet. Nou laat dit 'n mens wonder. Hoe is dit moontlik dat die mensdom nog steeds nie 'n seën van God wil hê nie? Want dit is eintlik sy antwoord, want hy doen niks om naby aan God te wees nie. Hy doen niks om aan God te bring al die lof en die eer en die aanbidding van sy hart nie. Maar kan vir u wel sê, die seëning wat hy dan verwag, is die een wat hy van die wêreld afkry. Kyk bietjie na die media, hoe word ons uitgenooi om deel te hê aan dobbelspelle. En die dobbelspelmanne is nie dom nie. Vir jou ken hy van ver af en hy weet jy het so 'n bietjie twyfel. En dan gaan hy jou een keer laat wen. Hoekt. En dan wat sê ons? Het die Here nie na my gekyk nie. Ons sal en ons kan nooit vir God voorskryf hoe en vir wie hy moet seën nie. Maar as jy maar tevrede wil wees in jou gemaksone, dan moet jy nie vra waarom ek nog nie geontvang het waarvoor ek gebid het. Ja. Is dit nie waar? Amen. Jou boeretaal sê, jy wil jou broodjie aan al die kante gebotter hê. Maar God vra, toe hy met Dawid praat en vir Dawid seën, het hy hom geseën met die gedagte, daar's 'n koningskap wat vir hom wag. Dink bietjie aan jouself, as God jou gaan seën, daar moet iets van my wag. Toe Abraham geseën het hy vader geword van baie. Die woord van die Here sê, hy het sy nageslag was soos die sand van die see. As ons in Hebreërs 11 gaan kyk, dan word hy ingetrek in een van die manne wat geloofsdaad getoon het. Maar wat van my? Ek wil vir sê, toe die Here my geseën het ek deel van die heiliges geword. Toe die Here ons geseën het ons deel van die heiliges geword.
Net soos Dawid dan op die einde van die dag, Here, jy kan nie my gebruik nie, want ek is onrein. Dawid was ook onrein. Hy het baie onsuiverhede in sy lewe gehad, wat eers verwyder moes word. Die woord sê, goud moet gesuiwer word, maar soos deur die vuur heen. Daarom sê Job vir ons vanmôre, hoor hierdie mooi, Job 23:10. Hy sê, as hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Is dit nie mooi nie? Daarom ons moet toelaat, ons moet nie wag tot die dag wanneer ons voor die regte stoel van God staan nie. Ek moet nou al alles aan die dag lê om te sê, Here, ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil al die moeite in my wêrelde moet ek doen om te kan sê, Here, U is eerste. Daarom vra die Here net een ding, koester my, smag na my. Sal wat die Here vra, smag na my teenwoordigheid in jou lewe. Smag om altyd bewus te wees dat daar is 'n lewende, daar is 'n heilige God. Want nie een van ons kan sê, dit gaan met my so goed nie. Die Here se las het ek ligter gemaak nie. Elke dag moet ek smagtend wees na 'n liefdevolle, na 'n reddende God, wat al die moeite in die wêreld vir my doen. Ek moet smag daarna om gedurig betrokke te wees by my geestelike aktiwiteite, want ek moet voortbeweeg. As die Here my geseën het, mag ek nie stil staan nie. Die Here wil jy sê, ek moet opgewonde, ek moet vorentoe, want wie my geseën het, is 'n almagtige en 'n heilige God. Nou die groot vraag dan nou vandag is, wat gaan ons doen as Jesus sê, volg my? Ongeag waarmee ek besig is. Want as Jesus na jou toe kom, het hy jou klaar gesien onder die vrye boom. Al wat ek moet sê is, wat het hy gesien? Wat vir hom 'n rede gee om in my belang te stel. Wil sy naam? Maar hy speel vir ons daar. Ons het 'n liedjie wat voorberei. En ek wil vanmôre vra, as jy vanmôre sê dat, Here, ek wil U volg, ongeag, steek vir my aan. Ek wil U volg. Hoe maklik is dit nie? Ek dink nie, dit is 'n baie moeilike vraag wat hy vra. Onthou nou net die kriteria. Het ek alles neergegooi. En sê, Here, dis nie 'n maklike lewe om net neer te gooi. Here, ek is nog steeds by hierdie ou wêreld van ons. En hy sê, maar as jy kom, dan gaan ek jou seën. As jy net kom, dan gaan ek jou seën. There is no man in others that He has chosen to follow me. Others with learning and greater distinction to follow me. Hallelujah. Men with authority and
as she was gone, the day I heard him say, oh, follow me. I left all the heartache when Jesus said, follow me. I emptied myself of my old life completely, with no thought that this could be wrong. And as long as I follow the steps of the Master, I know just where I belong. He chose me. He chose I could not say no when he said, follow me, and you'll be the fisher of men. From now I will not look back on the things left behind. He chose me to follow me. Oh, I will not look back on the things left behind. He chose me to follow me. Here baie dankie. Dankie dat ons 'n geleentheid het wat aan ons gebied word, Here, om U te volg. En dankie, Here, vir soveel wat reeds ingekoop het. Dankie dat ons sê ons is 'n Equestria gemeente, stap saam met U. Daarom wil ons onsself beskikbaar stel in die wete, Here, hier is ek. Doen met my. Gebruik my, Here. Maar as daar iets is, Vader, wat ons weet, nog aangeskaaf en gewerk moet word, dan het ons dit alreeds vir U gegee, Here. Plaas my op 'n gelyke grond, Here, met U. In Jesus naam. Amen. Wanneer ons by die tafel van die Here kom, en Paulus hierdie mooi gedagte met ons deel, hy sê dat die Here het aan hom verskyn en die Here het vir hom 'n opdrag gegee. En soos die Here die opdrag vir hom gee, dan staan hy 'n bietjie verder en sê hy, vir hulle wat nie die tafel eer nie. Onder julle is alreeds van hulle wat siek geword het en sieklik is en al afgesterf het. Kyk hoe erg is God wanneer ons in sy weë wandel. Hy wil streng met ons wees. Ons moet die tafel nie afskeep nie. Want hy sê, as ons gedurig deur elke dag bewus is van hom, dan is ons ook bewus om dan elke dag die tafel van die Here te gebruik. Dis eintlik wat die woord sê. As jy jou oë oopmaak in die oggend en dan sê, good morning Holy Spirit, I'll see you just now on the table.
aan die kruis, het hy elke kruispad het hy reeds in orde geplaas, sodat ek nie moet bekommerd wees, of teen mekaar moet wees. Aan die kruis het hy sy bloed laat vloei, sodat u en ek nie besorgd moet wees, is ek skoon gewas. Baie dinge het aan die kruis gebeur. En dit wat aan die kruis gebeur het, is dieselfde wat Jesus sê, volg my. Breek weg. Gee oor totdat daar niks meer vingers na jou kant toe moet wees. Net sê, Here, hier is ek. Daarom sê die woord van die Here, dis my liggaam wat vir jou gebreek is. Neem eet, en weet dat ek het gedra, ek het verdra, ek het op die einde van die dag stil geraak ook, namens ons, sê die Here, met die hoop, dat ons sal reageer. Sy teenwoordigheid is hier. Sy teenwoordigheid is hier. Neem eet. Neem eet. Dis my liggaam. O, kosbaar. Shabbat. Dankie vir die liggaam. Dankie vir die liggaam. Heilig, Here. Heilig, heilig is die Here van die leerskaal. Loof sy wonderlike naam. Na die ete was daar die beker. Here Jesus sê, hierdie is die Nuwe Testament in sy bloed. So dit hoef nie, ons kan water ook drink vanmôre. Gaan oor die beker. Die gehoorsaamheid aan God se teenwoordigheid, sy beker. Neem, drink, my bloed wat vir jou gevloei is, met vergifnis van alle sondes. Prys sy naam. Dankie my Vader. Loof die Here oor my siel dan vanmôre. En alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here oor my siel en vergeet geen een van sy kragtige weldade vir ons aan die kruis nie. Wat al ons ongeregtighede vir ons vergewe het. Wat ons bystaan vanmôre ook, en maak nie saak wat se behoefte daar is nie, ek sal jou nie begewe, ek sal jou nie verlaat. Neem, drink, my bloed vir jou gevloei. Loof die Here. Prys sy wonderlike naam. Shabbat. Kushutu mercy. Kiana rabu tulis. Heilig, heilig, heilig is die Here. Ons Here God. Prys sy wonderlike naam. Sy liggaam wat vir ons gebreek is. Neem eet. In Jesus naam. Dankie Here vir die liggaam. So die beker na die ete. Sy bloed wat vir ons gestort is. Here, wat 'n wonderlike woord, met 'n wonderlike teken, dit U vir ons gelaat. Dankie my Vader.
Ek wil vra wie wil dankie sê vir die tafel. Al wat jy moet doen, neem net jou hand opsteek. Here Jesus, vanmôre wil ons vir U so baie dankie sê, Here, dat ons vanoggend so duidelik, Here, kon gesien het, Here, U kosbare bloed het vir ons gestort is, U liggaam het vir ons gebreek is, en dat ons vanoggend weer opnuut, Here, dit kon neem met die gedagte dat U het volbring. En ons staan vanmôre as kinders van die Here, gewas deur die kosbare bloed van Jesus. Halleluja. Ons name geskryf, Here, in die boeke van die lewe. Dankie, dankie. En ons kan opkyk na U, Here, omdat U dit reeds gedoen het. Amen. En ons sê so Amen. dankie. Ons spreek seën oor dit verder uit in Jesus naam. Halleluja. Terwyl ons jy gaan wag vir die tiendes en die offergawes, as die Here dit op jou hart lê dan vanmôre, staan dan saam met my en ons sluit dan af met hierdie volgende lied. Hy is die lelie van die dale, hy is die Jesus. Hy is die blind morgenster, hy is die Jesus. Hy is die liefde van my siel, hy is die koning van my lewe, daarom sing ek en lof die aan hom. Hy is die lelie van die dale, hy is die Jesus. Hy is die blind silence when you Jesus. I see people, I see women on my ear, down Sunday, I love you, hallelujah, hallelujah, and the blind will be here, I see women on my ear, you sing on. Sing on.